Goeiedag, ek is Eddie Goldberg. Hierdie oordenking is geskryf deur Gert Berning. Wat 'n vriend het ons in Jesus. Joseph Scriven is in 1820 in Ierland gebore. Hy het sy lewe aan Christus gegee nadat sy toekomstige bruid 'n paar uur voor hul troue verdrink het. Hy het 'n gedig geskryf wat later die lied Wat 'n vriend het ons in Jesus sou word. Dit is al vir baie jare een van die gewildste liedere in kerke reg oor die wêreld. Wat 'n vriend het ons in Jesus. Hy wat in ons plek wil staan. Wat 'n voorreg om gedurig tot God se troon deur hom te gaan. Hoe verbeur ons tog die vrede? Ag, hoe dikwels ly ons smart, net omdat ons nie ons node uitstort in God se Vaderhart. As versoeking en beproewing of as kwelling ons bedreig, laat ons nooit mismoedig word nie. Laat ons bedes opwaarts styg. Nêrens is 'n vriend getrouer as hy wat ons node weet. Jesus voel met al ons swakheid en wil deel in al ons leed. Is ons swak, gedruk deur laste, onder kommer neergebuk, dierbare Heiland, ons toevlug, o bevry ons weer van druk. As ons vriende ons versaak het, soek ons in gebed die Heer. In sy arms is ons veilig. Hy vertroos ons keer op keer. Die onderwerp van die lied is die intieme vriendskap tussen Christus en sy vriende. Dit is baie kosbaar, veral vir die eensames en die in nood. Die Verlosser dra ons sondes, ken ons swakhede en beskerm ons harte. Eenvoud kenmerk hierdie pragtige lied. Daar is 'n refrein dat ons alles in gebed na God kan neem. Die lied begin deur te juig aan Jesus wat vir ons sonde gesterf het. Daarom het ons die voorreg om deur Jesus na die troon van God te gaan. Dit eindig deur te sing van die troos wat ons het. By hom sal ons veilig wees. Sy arms sal ons beskerm. In sy diepe leed het Scriven besef dat hy slegs in sy dierbaarste vriend Jesus die nodige vertroosting en ondersteuning kon vind. Paulus skryf Efesiërs 3 verse 17 tot 19: Ek bid dat Christus deur die geloof in jou harte sal woon. Mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan, en mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God. Wanneer ons sien wat God ons bied, sal ons agterkom dat ons nie hoef in te span of te presteer om God se liefde te verkry nie. Ons kan sy aanbod van vriendskap net aanvaar en die nabyheid van Jesus geniet. Mens sou verwag dat Scriven na die tragiese dood van sy verloofde eerder sou vra, waar was God? Of hoe kan 'n liefdevolle God so iets toelaat? Maar hy het juis na God gesoek en sy lewe aan hom toegewy. Kort na die dood van sy verloofde het hy begin om al sy vrye tyd te gebruik om 'n vriend en 'n helper vir ander te wees. Hy het dikwels sy klere en besittings weggegee aan die in nood en sonder betaling vir enigiemand wat hom nodig gehad het gewerk. Wanneer ons die liefde van God begryp en ervaar, dan neem die liefde van God besit van ons harte. Scriven was so vervul met die liefde wat hy van Jesus ontvang het, dat hy Jesus voedsel gegee het, iets om te drink, hom in die tronk besoek het, hom versorg het wanneer hy siek was, hom in sy huis ontvang het. Want Jesus het gesê, Matteus 25 vers 40, vir sover julle dit aan een van die geringstes van hierdie broers van my gedoen het, het julle dit aan my gedoen. Wat 'n vriend het ons in Jesus, hy wat in ons plek wil staan. Wat 'n voorreg om gedurig tot God se troon deur hom te gaan. Hoe verbeur ons tog die vrede. Here Jesus, dankie dat U ons vriend wil wees. Ons loof en aanbid U. Amen.